So ons gaan vanaand dit so 'n bietjie anders te omdoen. Ons hou van anders. Wie hou van anders? Van julle skud julle, wat anders, nee. Ons hou nie altyd van alles anders nie. Wie hou van anders te jy? Was een hand wat opgegaan. Wie is bly as hulle verander? Amen. En die Here is konstant besig met ons om net beter te word. Hy sê van heerlikheid tot heerlikheid. Is hy besig om ons te transformeer in die gestalte van sy seun Jesus Christus. En dis wat gebeur wanneer ons bymekaar kom, wanneer ons 'n week soos hierdie het, wanneer ons onder die geklank van die woord sit. Ek sien soos hierdie beeldhouer wat net kom met sy byteltjie en sy hamertjie en net so kom wegkap. En elke keer wanneer ek en jy onder die geklank van die woord sit, en elke keer wanneer ons net in die Here se teenwoordigheid ingaan, is dit asof daai woord en daai atmosfeer net kom en so 'n bietjie kom skaaf in ons, kom skuur en 'n bietjie kom kap in ons. En sê nie weet wat, hierdie lyk nie soos die beeld van my seun nie. Dit kom kap so 'n bietjie weg. En dis nodig, want as jy nie dit wegkap wat nie soos Jesus lyk nie, gaan jy nooit soos Jesus lyk nie. Amen. En dis wat die Here met ons konstant besig is. Nou ek dink jy daar's 'n mens op hierdie planeet wat al ooit op daai plek gekom het wat hy sê, maar ek is nou uiteindelik in die gestalte in die beeld van Christus. En jy ken julle iemand wat so is? Daar's mense wat al baie gegroei het soontoe, maar dis waarmee ek en jy konstant besig is, want dis wat die wêreld nodig het. Die wêreld het Jesus nodig. Waar is Jesus? Soos die seentjie wat sy pa gevra het, "Pappa, hoe groot is Jesus?" En sy pa sê vir hom, "Jesus is baie groot. Hy's groter as hierdie wêreld." En hy sê, "Maar pappa, waar is Jesus?" En hy sê, "Wel, Jesus bly in ons." Hy sê, "Maar hoekom steek hy nêrens uit nie?" Maar eintlik is dit die waarheid dat hy moet so in ons wees en hy moet so uit ons uitstraal. En ons praat hierdie week oor 'n tema wat die Here op my hart gelê het, geestelike ontwaking. En wat beteken geestelike ontwaking? En ek moet vir julle sê, toe die Here met my die tema begin deel, moes ek my doktrines en my gedagtes ook bietjie net gaan regtrek rondom dit, want weet ek kom uit 'n Pinkster agtergrond, ons het groot geword, happy clappies. Ek weet nie wie van julle weet, ons het vinnig hande geklap, so weet ons het so groot geword. En van die mense wat hier kom uit 'n atmosfeer uit waar daar voor die kerk staan, het stilte kerk. Weet ons was in die absolute teenoorgestelde. Die mense was versigtig om verby ons kerk te ry daai jare, want dit was raserig geweest en dit was rumoerig geweest. En dan was ek in 'n groot gedeelte van my lewe was ons deel van 'n charismatiese kerk, charismatiese beweging wat ons herlewing beleef het en ervarings beleef het. En daar was 'n stadium wat ons beleef het hoe weet 'n golf van die Heilige Gees wat net gekom het en ons herlewing beleef het. En in daai herlewing was daar 'n tyd en ek weet mense is versigtig vir dit, maar waar mense in die kerk begin lag het, of omgeval het, of tyd begin huil, en baie mense was krities oor dit, en daar was so eintlik op 'n oomblik 'n bietjie 'n verwarde tyd geweest, want weet, baie mense het misbruik gemaak van dit, en dit was ook so, weet, ek het altyd gesê, dit maak nie saak, jy kan 10 keer omval in die kerk, ek wil sien, het jy verander as jy opgestaan het, dis wat saak maak. Ek self het al omgeval in die kerk, ek self het al beleef, ek is dronk, weens die teenwoordigheid van die Heilige Gees, maar dit was vir 'n doel, en weet jy, die belewenis met dit is nog nooit, en ek was al ook in dienste wat hulle ons geleer het, hoe om te val, by 'n leerling een keer, en die oud na die tyd gekom, en hy het dit toegepas, en weet hy, soms as jy nou 'n bietjie teenkant gee, dan gaan hulle sommer so vinnig verby jou. Want toe hy my so terugstoot, toe stoot ek sommer 'n bietjie vorentoe. Dink ek stoot nog 'n keer, dan gaan die ander boere my opstaan. Maar ongelukkig was daar kere wat goed misgeïnterpreteer is, misgebruik is. En ek sê nie elkeen wat omgeval het in die kerk was verkeerd nie. Dit was 'n tyd en dit was 'n seisoen waar daar iets is wat die Here net kom wakker maak het, wat ek persoonlik beleef het van weet jy staan daar op en jy was in 'n toestand van oorweldigend met die teenwoordigheid van die Here. En elke keer wat ek wel in die kerk omgeval het, was dit 'n plek van oorgawe. Niemand het my geforseer nie. Nie die Heilige Gees het my neergeslaan nie, want hy sal dit nooit doen nie. Maar 'n plek wat ek net gestaan het, is iemand my hande opgelê het en sê, Here, ek wil vanaand net voor U kom en ek wil net oorgee. Ongeag wie wat nou dink of sê, Here, ek is net hier in daai
weet wat jy net oorgee, is daar net daai oomblik wat jy net ingee. En ons het hierdie belewenis en ervarings gehad, en ek noem dit vanaand, en dan wonder ons soms, Here, maar wat is die volgende golf? Wat is die volgende belewenis? Wat is die volgende ervaring? Wat gaan volgende deur die mens beleef word? En ek wil vir julle sê, daar's 'n onsekerheid, want gaan dit weer lag wees, gaan dit weer huil wees, gaan dit weer, wat gaan dit wees? En as my iets wat ek beleef, wat die Here regtig net 'n belyning bring, en die belyning kom vir my by, en ek dink is baie sterk gebaseer op Romeine 12 vers 2. Vers 1 sê hy, eerstens gee jou liggaam as 'n offer, want dit is jou redelike godsdiens, so dis die vleesdimensie wat jy kom onderwerp aan die Here, en dan vers 2 sê hy, jy moet jou gedagtes vernuwe, word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy nie kan wees soos hierdie wêreld is nie. En my opinie is, ek dink, ons het die gedagtewêreld het ons 'n bietjie eenkant toe geskuif en gesê, wag jy nou eers vir 'n oomblik in die diens, ons gaan nou eers 'n belewenis hê en dan gaan ons weer terug na die gedagtewêreld toe. En daar was nie 'n vernuwing en 'n belyning met die geesdimensie en die sielsdimensie nie. En dis wat ek beleef, as ek net luister na die prediking wat die afgelope week deurgaan het van Lourens af die eerste aand en na Michelle gisteraand ook, is daar heeltyd iets van die vernuwing van jou gedagtes en die beleiding van die geesdimensie en die vlees en die sielsdimensie, want die woord sê ook ons moet siel, gees en liggaam onberispelik bewaar word tot op die dag van Jesus Christus. En daai beleiding is ek wat ek glo wat gaan plaasvind. Daar's 'n volwassenheid wat gaan intree, wat nie net 'n geestelike ervaring is nie net 'n vleeslike opoffering is nie, want dis wat die vlees moet doen, hy moet opgeoffer word, maar die sielsdimensie gaan die emosies in 'n plek van volwassenheid wat die sielsdimensie, die geesteservaring kan onderskraag. Wat daar 'n belyning kom tussen die siel en die geesdimensie. Want soveel keer het ons ervarings in die kerk gehad, maar dan kom ons daar buite en dan neem die gevoelens en die emosies weer oor. En dan sukkel ons om 'n Christus daar buite in die wêreld te wees. Hier in die kerk is dit lekker want hier het ons die belewenis, maar daar buite in die wêreld moet ons emosies begin belyn raak met die geesdimensie sodat ons 'n Christus daar buite gaan wees in die oomblik waar jy geprikkel word in jou emosies. En dis waar die Here ons na toe vat, is dat die kerk relevant sal wees, die kerk in 'n plek van volwassenheid sal wees, want onvolwasse mense, wat doen onvolwasse mense? Wat doen 'n kind as hy nie sy sin kry nie? 'n Vloer? OK, so ek weet nie wat se goeie woord nie. Daai ding wat jy so vasdraai. OK, hy vloerbout, OK. En kinders doen dit hoekom? Want hulle is nog nie volwasse in hulle emosies nie. Dit is my hartseer om te sien en beleef hoe die kinders van die Here emosioneel, en ek weet ek veralgemeen dalk nou, maar weet jy, ek sit met iemand en gepraat wat vir jare in die kerkwêreld gewerk het en hulle onttrek van die kerkwêreld af en hulle het koöperatief gaan werk. En die persoon sê vir my, sy sê, weet jy, ek wil vir een ding sê, dat waar ek nou is, het ek vrede. Die kerkwêreld was die wreedste plek wat ek in kon werk. Sy sê, want kerkmense is emosioneel onvolwasse, want hulle is hypersensitief. Sit net op my plek. Groet my net nie, en dan gooi ek my vloer bout. En iewers wil die Heilige Gees iets kom doen in ons sielsdimensie. Om te sê, maar ek wil jou vernuwe in jou gedagtes, sodat jou gedagtes belyn kan word met die werking van die Heilige Gees in jou lewe. En die Here kom werk, en ek glo dis wat die geestelike ontwaking gaan doen, is dat daai geestelike ontwaking iets
in jou gaan kom doen, wat nie noodwendige uiterlike manifestasie is van lag of skree of huil of sulke uiterlike ekstreme manifestasies nie, maar daar's iets van 'n volwassenheid, 'n emosionele volwassenheid, wat met hierdie geestelike ontwakeling in mense gaan begin opstaan, wat jy in situasies, dat mense na jou kyk en sê, maar hoe kry jy dit reg, om nog so kalm te wees in hierdie situasie, daar moet iets in jou wees, wat nie in die normale mens is nie. En dis die teenwoordigheid van 'n lewende God, wat vir jou vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Wat vir jou blydskap gee, ongeag die omstandighede, wat gaan lê en slaap in 'n storm. Dis wat God kom doen binne in my en jou. Dis die werking van die Heilige Gees met die saad van die woord, waar daar 'n geestelike ontwaking gaan plaasvind, wat ons 'n belyning bring en 'n ooreenstemming met die siel en die geesdimensie, wat hulle saamwerk en saam funksioneer. As ek kyk na die eerste boodskap wat Lourens gebring het, net so terugblink oor die week wat verby is, het hy gepraat van God soek nie net salwing nie, maar hy soek salwing en karakter. Dis presies dit. Dat in 'n oomblik van versoeking, wanneer niemand kyk nie, toe Potifar se vrou Josef probeer verlei, het hy sterk gestaan, want hy het salwing en karakter gehad, maar Samson se lewe het getuig net van die geestelike roeping op sy lewe. Hy het 'n Nasareners 'n seën op sy lewe gehad. Dit is 'n preek op sy eie, kan nie eers toe gedoen, Nazarene wel, hy mag nie sy hare gesny het, hy mag nie wyn gedrink het, hy het al hierdie goed oor sy lewe gehad, en bitter min mense in die Bybel het daai seën op hulle gehad, en Samson het dit gehad, maar hy het nie karakter gehad nie. Gert het gekom en gevra, is jy nog in die game? Of staan jy op die kant en kyk wat almal doen en aanvang, en hoop maar hulle kom reg, en jy is besig met jou eie goedjies hier langs die veld, en eie speletjies langs die veld, en Joe het kom praat van, het jy nog daai, wat vir my uitgestaan het van sy aand, is daai earnestly desiring the gifts. Is daar nog daai diepe, jaloerse begeerte, na die werking van die Heilige Gees, nie net in jou nie, maar deur jou. En hy het uitnodiging gemaak, en baie van julle het vorentoe gekom, en sê, maar ek het hierdie begeerte. En ons gaan vanaand jou die geleentheid gee, om ook jou gawe te beoefen. Maar dit help nie ons kom sit en ons stap uit en ons vra hulle met ons hande oplê en ons praktiseer dit nie. Iewers moet ons dit in aksie sit. Iewers moet ons dit bely. Ons moet nie bekommerd wees nie, ek gaan jou nie forceer of blootstel nie, maar ek gaan vir jou die geleentheid bied om te sê, maar daai earnest desire for the gifts, om dit die woord sê beoefen die gawes. Michelle het gekom die eerste aand, en ons weet, dit was 'n baie vreemde aand, Woensdag aand gewees, maar ek het sommer geweet daar iets is in die gees, en ek en sy weet, en ons het verstaan wat gebeur in die gees, en die Here kom leer ons weer afhanklikheid van hom. En dit is so waar wat sy daardie aand, en ek en sy die gesprek gehad, ek sê een oggend ry ek die aand voor die tyd met ons manne gebed, en ek dink, ag Here, is môre weer manne gebed, een aand op pad vrymakende waarhede kursus wat ons al vir 17 jaar, 4 keer die jaar aanbied. So, jy kan net dink, dit kom al spontaan, dit is al, en een aand op pad, ek dink dit was een aand op pad na die vrymakende waarheid, sê die Heilige Gees, is dit nou hoe dit werk? Jy mag staan op jou eie ondervinding. Jy was nie op jou knie oor hierdie les van vanaand nie. Jy het my nie gesoek, so moenie verwag dat daar salwing gaan wees nie. Jy sê, ons kom op so 'n plek wat ons so gewoond raak. Ek gaan kerk toe, ek doen dit mos, ek is gereeld daar, ek is betyds daar, ek is op my plek daar, maar daar's meer. Daar's 'n plek van afhanklikheid wat ek en jy moet in funksioneer, en dis wat sy daai aand vir ons probeer deurgee het, en wat die Here haar kom leer het, en dan gisteraand, en ek wil vanaand net oorvloei, maar van gisteraand wat sy baie duidelik vir ons gesê dat ons moet verstaan, daar's 'n prys om te betaal. Daar's 'n hoë roeping in Christus Jesus, die woord praat van 'n hoë roeping in Christus Jesus, en ek hoop jy sit hier, en jy is 'n gelowige, het hierdie begeerte na die hoë roeping in Christus Jesus. Wat is daardie hoë roeping in Christus Jesus, en wat het die Here vir jou instoor in jou lewe, maar die uitdaging is, wat is jy bereid om te gee en prys te gee, om by dit uit te kom? Een van die grootste uitdagings. Grootste uitdaging in jou geloofswandel, is om die vlees te kruisig. Daar's nie 'n mens wat vir my kan kom sê, hoorie, dis vir my baie maklik nie. Want die vlees het uitdagings. En ek wil vanaand met jou gepraat oor hierdie konsep van ontwaak, en die woord, ek moes my
skrif te halveer, want ons het terwille van tyd, wil ek nie vanaand te lank besig gaan nie, want ons gaan hierna, gaan ons eers weer, gaan ons aanbid, en ons gaan die aanbidding so 'n bietjie anders te doen vanaand, maar Jesaja 60, Jesaja 60, julle kan op die bord volg, vers 1 en 2, hy sê, staan op, word verlig. Staan op, word verlig, dis ontwaak, word wakker, staan op, jy kan nie bly sit nie, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Oor wie op? Oor die wat opstaan. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Wat 'n belofte. Vir wie is dit? Vir die wat opstaan. Vir die wat ontwaak en sê, ek gaan nie bly sit, waar ek altyd gesit het nie. Ek gaan nie op die rusbank bly sit en wag vir dinge om te gebeur nie. Nee, gelowige mense is mense wat dinge maak gebeur. Gelowige mense is mense wat die wêreld rondom hulle verander. Nie wag vir alles om te verander en dan sal ons geloof uitleef nie. Nee, die wêreld het nodig dat die kerk opstaan en 'n geloof funksioneer weer radikaal, roekeloos begin raak om te sê, ek gaan nie stil bly nie. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. Ons kan nie terughou en skaam wees nie. Ons moet weet dat die Here se lig kom oor ons skyn. Jesaja 52 vers 1 sê die volgende. Jesaja 60 sê die heerlikheid van die Here gaan oor ons skyn. Dit praat van die teenwoordigheid van die Here. Daai heerlikheid, sy teenwoordigheid wat so intens is, so suiwer is dat dit spontaan skyn. En ou, ek dink dit was Laurens, nee, Joe, ons moet sterre skyn, wie het gesê? Joe, ons moet skyn so sterre. Ek dink in die herlewings van oud, manne van God, wat nie veel woorde gepraat het. Die Paulus sê ook, ek kom nie met oortuiging van woorde nie, maar kom met die betoning van krag. Ek lees die verhaal van hierdie man wat 'n godsman was, wat die Here se aangesig gesoek het, en die heerlikheid van die Here so oor hom geskyn het, dat wanneer hy by 'n dorp aangekom het om dienste te doen, nog voor hy enigstens enige kerkdiens begin het, op die treinstasie se platform, as hy uitklim met die treine, dan begin mense op hulle aangesig val en bely hulle sondes, spontaan. Weens die heerlikheid van God op 'n man se lewe. Glo jy dit kan jy wees? As jy instap in 'n plek dat mense net spontaan sê, ek soek hierdie Jesus wat in jou is, sonder dat jy enige woorde gebruik het, weens hierdie heerlikheid wat oor jou skyn. Maar dit kos 'n prys. Jesaja 52 vers 1 sê, ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou suurlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnede of onreine meer kom nie. Skud jou los uit die stof. Hoorie, wat die Gees van die Here vir jou wil sê. As jy wil ontwaak en die heerlikheid van God beleef wat jy oor jou lewe, moet jy jou losmaak van hierdie wêreld. Want dit beteken, wanneer jy stof afskud, sê jy, ek is nie deel van hierdie wêreld, ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer oor Jerusalem, maak los die bande aan jou hals, o gevangene dogter van Sion. Dis toe God sy volk uitgeroep het uit Egipte uit. Sê, maak klaar met daai lewe. Maak klaar met die slawerny. Sit neer en skud die stof af. Maak jou los van dit. Want God wil sy heerlikheid oor jou laat skyn. Daniël vind ek 'n interessante skrifgedeelte in Daniël, en dis vir my so mooi, waar die geesdimensie en die sielsdimensie by mekaar kom, die gedagtes. Want die geestelike ontwaking is nie net die geesdimensie van jou lewe nie, maar die geestelike ontwaking gaan 'n impak hê op jou sielsdimensie, op jou gedagtewêreld, op jou denke. Hoor wat sê die Bybel in Basic English in Daniël 2 vers 21. Lees dit saam met my. Hy sê, by him, hy praat hier van God natuurlik, by him times and years are changed. By him kings are taken away and kings are lifted up. He gives wisdom to the wise and knowledge to those whose minds are awake. Wow. Is jy wakker? Is ons wakker hier, kerk? Is jou gedagtes wakker? Want waarmee word jy uitgevang in jou gedagtes? Hoe vinnig, weet jy wie is ADHD nie?
ADHD, okay? Dis deesdae verskoning. Ek dink ons as kinders het daarom net nooit daai terme gehad ons op skool nie. Dankie Here dat ons nie gelabel het nie. Maar wie van julle het al beleef as jy begin met 'n aanbiddingssessie, dan onthou jy daai rekening of daai ding wat stikkend is of daai van julle dit al beleef? Want as die vyand wat jou fokus wil kom steel en jou gedagtes wil kom prikkel op iets anderste. As jy in jou gebedskamer ingaan, jou binnekamer ingaan, as jy begin bid, hoe vinnig kom daar ander gedagtes op? Jy sien, daar's 'n ontwaking wat moet plaasvind in my denke, sodat my denke belyn kan word met God se wil en God se plan. Maar dit kos dat ek my moet die stof afskud en sê, Here, hierdie wêreld sit ek een kant toe, want ek soek U aangesig. Ek soek U nou. U is die antwoord, U is die oplossing. Dan kom Johannes en hy skryf in sy briewe sy brief van Openbaring, waar die engel van die Here met die gemeentes praat. En wanneer hy praat met die gemeentes, glo ek dat ons as kerk van vandag moet luister wat in Openbaring staan, want daar's waarskuwings aan hierdie gemeentes gerig. En ons wat in die laaste van dae leef, moet attent wees op hierdie waarskuwings. En ek wil dit graag vir jou in die Amplified vertaling lees, waar jy dit kom skryf en dit net amplify, net sterker deurbring. En wanneer ek dit lees, jy wat deel is van die kerk, jy wat deel is van God se plan, hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. Want ons lewe in die laaste van dae, glo jy dit? Jesus se koms is naby. 24 Desember 2025, nee, graag. Ons sê, gaan ons Kersfees mis. Okay. Ons weet nie, dit kan môre wees. Maar dit kom soos 'n dief in die nag. Niemand weet nie. Ons moet gereed wees en ons moet luister na die waarskuwings. Hoor dit sê vir die kerk. En hy skryf eers in die kerk van Sardes in Openbaring 3 vers 2, in die kerk van Sardes. En daar's 'n klompie kerke wat hy voorskryf in hierdie hoofstuk, maar eerstens in Sardes, hy sê make up and wake up. Wake up. Sê vir jou langs jou, wake up. Church, wake up. Wake up and strengthen. En hoor mooi, hoor wat die luister, en as jy nie Engels verstaan, jy sit langs iemand wat dit vir jou kan vertaal asseblief, want jy moet hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Wake up and strengthen and reaffirm what remains of your faithful commitment to me, which is about to die. For I have not found any of your deeds completed in the sight of my God or meeting His requirements. Sure. Verse 3. So remember and take to heart the lessons you have received. Hoor wat die Gees van die Here vir jou sê, jy het hierdie week 'n paar lesse gehoor, jy het hierdie jaar 'n paar lesse gehoor. Take to heart. Wie van julle kan nog 'n preek onthou? Wie kan die woord van die Here onthou? Ons kan nie na die woord luister soos iemand wat in die spieël kyk en weggaan en vergeet hoe jy gelyk nie. Ons moet hoorders en daders van die woord wees. So remember to take heart the lessons you have received and heard. Keep and obey them and repent. Change your sinful way of thinking and demonstrate your repentance with new behavior that proves a conscious, sien julle die gedagtes, awakened conscious is die gedagte, a conscious decision to turn away from sin. Sien julle geestelike ontwaking? Jou geesmens draai nie weg van sonde nie, jou keuses lê by jou denke. Maar jou geesmens wat wakker word, maak jou gedagtes wakker, sodat jy beter besluite maak en jy conscious besluite maak. Hy sê, behavior that proves a conscious decision to turn away from sin. So then, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. It's intense, kerk. Wake up. Repent. Make a conscious decision. Dis jou keuse. Jou verandering. Dit is een ding wat ek geleer het in al die jare wat ons in bediening is. En in die beginjare moes die Heilige Gees my leer, veral in berading, en hoeveel berading sessies wat ons gedoen het al, moes ek een ding leer en my met vrede maak. Ek kan niemand verander nie.
Ek het nie die vermoë nie, en ek wil vanaand vir jou sê, jy het nie die vermoë om enigiemand te verander nie. Weet jy dit? Die enigste vermoë wat jy besit is invloed. Maar jy sit nie met die wil van 'n ander persoon in jou hande nie. Die Here sê, ek sit voor julle lewe en dood. Kies. Waar lê keuses? Conscience. Kies dan die lewe. Jy moet verstaan vanaand, jou verandering is jou verantwoordelikheid. Jou verandering hang nie af van iemand anders se verandering nie, want party van ons wag te veel en te lank vir ander om eers te verander, dan sal ons verander, of ander moet eers om verskoning vra, ander moet eers verander, dan sal ek vergewe, dan sal ek vryheid hê. Dit gaan dalk nie gebeur nie, en dan hou jy jou eie lewe vasgevang in iemand anders se keuses. God het vir jou eie wilskrag gegee, jy moet dit inspan en dit belyn met sy wil, met sy gees se leiding, sodat jy kan beproef wat God se wil is en dit kan uitleef. You need to wake up. Daar's te veel waar ons vasgevang is in ander mense se optrede, ander mense se keuses en dit ons lewe te veel. Ek het een mentor gehad wat my hierdie ding geleer het. Hy sê moenie lewe volgens ander mense se keuses nie. Ja, maar jy gesien hoe het hulle my gegroet. Hulle gaan saai wat hulle gemaai wat hulle saai. Nee, ek en jy is kinders van Here. We need to wake up. Ons moet die Christus wees. Hoe lyk Christus? Konstant in wat hy doen. Jesus was nie 'n emosionele rollercoaster nie. Kind van God, jy is gelowige. Ja, maar ek is 'n vrou en ek is... Nee. Ek wil vanaand vir jou sê. Weet jy daar aan die geeste mensie, is dan nie man of vrou nie. Daar het ek nou 'n paar verskonings bietjie uitgekanseleer. Ja, maar jy moet verstaan, ons het hormone, dis nie demone nie, dis hormone. So enigste wat ek verstaan, as jy gees gelei is, dan onderwerp jou liggaam, jou hormone, jou gedagtes hom aan die leiding van die Heilige Gees, en die Gees van God maak jou konstant, en hy maak jou vry, en hy maak jou los van jouself. Dis waarlik 'n geestelike ontwaking, is waar jou emosies, jou karakter, jou gedagtes belyn word met die werking van die Heilige Gees in die lewe. It's a conscious decision to stop your nonsense, as ek die woord mag gebruik. Maar amper 'n ander woord gebruik. Jy dalk sal party beter verstaan. Ons kan nie vol geite wees nie, kerk. Jy sit mense af met jou geite, weet jy dit? Jy jaag mense weg met jou geite. Jy sit hulle af van Christendom met jou geite. Kom aan, ons moet konstant wees in ons emosies. Ek sê ons moet onemosioneel wees nie. But be mature. As 'n bewys, wees bly. Laat jou blydskap bekend word aan almal, want God is naby. Konstant. Hey, en nou voel ek so en weet as mense by die werk aankom met hulle wonder, ek wonder wat se bye is hy vandag nou weer. As jou man by die huis is, of as jou vrou by die huis instap, ek nou nie die mans, die vrouens, ek hoop net hy is in 'n goeie by vandag. Nee, my man is 'n geesgedrewe man. Sy emosies is onderwerp aan die Heilige Gees. Sê nie hy gaan onemosioneel wees nie, maar hy gaan volwasse wees in sy emosies. Want sy emosies is belyn met sy geesmens. Hoe doen ons dit, kerk? Hoe gaan ons daarby uitkom? Wel, die laaste manier ons daarby gaan uitkom is 'n selfpoging. Want jy kan vanaand hier sit en sê, okay, Here, ek wil hierdie besluit maak, ek wil mature wees, ek wil repent, ek wil my lewe draai, ek wil geestelik volwasse wees, ek wil emosioneel volwasse wees, Here. Daar's 'n rede hoekom Jesus gekom het. Hoekom het Jesus gekom? Vir hierdie eenvoudige rede, ons kon onsself nie help nie. Weet jy dit? Jy kan jouself nie help nie. Jy kan jouself nie red nie. En jy kan jouself nie verander as jy nie oorgee.
aan die gees van die lewende God. Jy sien, toe die gees van die Here oor Saul kom, te verander in 'n ander mens. Die Ou Testament was dit vir oomblikke, was die gees van die Here vaardig, het hy 'n ander mens verander. Nuwe Testament, die Heilige Gees is uitgestort en hy's blywend. Ek en jy moet konstant die ander mens wees. Saul kon net vir oomblikke daai ander mens wees, want die Gees van die Here was net vir oomblik op hom. Ek en jy in die Nuwe Testamentiese dimensie leef permanent, konstant met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, konstant met ek en jy daai anderste mens wees, konstant met ek en jy daai nuwe skepsel wees, konstant met ons wees, die wat vol liefde en genade is, die wat vol vreugde is, die wat vol blydskap is, die wat vol hoop is. Dis wie ek en jy is, dis wie ons moet wees, dis wie in ons woon, dis wat uit ons uit moet straal, daardie heerlikheid van God ontwaak en staan op, sodat sy heerlikheid oor jou skyn. En dan kom hy in die kerk in Laodicea en hy gee die antwoord, hoe gaan ek en jy daar leef? Hy sê, en ek lees weer die Amplified vertaling in dieselfde hoofstuk 3 vers 19, hy sê, those who I dearly and tenderly love. Glo jy is geliefd vanaand? Those whom I dearly and tenderly love. Laodicea, lewende kerk, ek wil vanaand vir jou sê, hoor wat sê die woord van die Here, lewende kerk, those who I dearly and tenderly love. Dis halwe amen. Lewende kerk, aanvaar jy die woord van die Here vanaand? Ontvang jy die woord van die Here, dan sê jy kliphard amen en sê, Here, ek span my geloof hierin. Those, lewende kerk, those who I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline. Jy het geweet wat wag. Showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking. Nie jou ou manier van worship en jou ou manier van bid. En ja, want ons kan baie maklik dit uitleef as jy dis die geestesdimensie, maar daar's 'n sielsdimensie wat hom moet bekeer. Change the way, change the inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. Seek God's will. En dan vers 20, hier is die antwoord. How are we going to do this? Kerk, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ek en jy dit regkry? Hoe gaan ons vanaand hier uitstap en sê, Here, ons gaan hierdie veranderde lewe lewe. Ek gaan 'n veranderde mens wees. Ek gaan nie meer wees wie ek was gister nie. Ek gaan nie meer wees wie ek was laas jaar nie. 2026 gaan ek 'n ander mens wees. Mense gaan na my kyk en sê, wat het met jou gebeur? Uit 'n positiewe insig gaan hulle sê, wow, wat het jy? Ek het eendag hy voorheen gehad, iemand het my raakloop op 'n skoolterrein en sê, wat is dit? Ek dog as iets fout om iets op my gesig of iets. 'n Jong meisie, 'n tienermeisie, sê, wat is dit? En ek kan sien die hartseer, sy het so donker wolk oor haar gehad, sy het uit 'n huislike omstandighede gekom wat net haaglik was, nie kerkmense nie. Sy sê, asseblief sê my net wat dit. Ek sê, wat is daar iets fout? Sy sê, as ek jou sien op die skoolterrein, dan sien ek net iets straal, ek sien net 'n glimlag. Nou, ek het nie altyd so gevoel nie. En ek dog, wow, Here, dankie, dis die grootste kompliment in my lewe. En weet jy, ek vat daai kompliment nie vir myself nie, ek vat die kompliment vir een wat in my is, want ek het nie elke dag so gevoel nie. Maar die wêreld hou jou fyn dop, jou familie hou jou fyn dop, daai kollegas hou jou fyn dop, jy wat 'n kerkmens is, enige kerkmense vanaand hierso, enige gelowiges, hulle hou jou fyn dop en hulle kyk. En ek wil net sê, wel, dan ons het 'n paar matrieks vanaand hierso. Hier sit 2 matrieks, waar's kyk jy, daar's 'n matriek, daar's Fafa. Hulle kon op matriek baie gewees het. Maar hulle sit vir 5 aande in die kerk. Wel, kom ons gee ons matriekshande klap. Dis saad wat in hulle lewe geplant word vir hulle toekoms. Want ons doen dit nie soos die wêreld dit doen nie, kerk. Ons doen dit anderste. Ons staan uit, ons gaan stroom op, ons lyk anderste, want ons gedagtes is vernuwe, ons gedagtes is belyn met die Heilige Gees se gedagtes wat in ons kom plant, want hy kom plant die Vader se gedagtes, ons kom tot bekering, ons bely, hy sê, your old way of thinking, your sinful behavior, seek God's will, en dan vers 20, behold, I stand at the door of the church, kerk, and continually knock. Jesus kom klop aan jou gedagtes vanaand. If anyone hears my voice and opens the door, is jy bereid om die deur oop te maak as jy sy stem hoor?
Is jy vanaand bereid om die deur oop te maak van jou gedagtes, jou conscience, jou keuses, en om in te laat en sê, Here, kom in, ek nooi in. Jy sê, maar jy moet sy stem herken, jy moet, om sy stem te herken, moet jy al die ander stemme stil maak, en sê, Here, ek maak my los, ek skud die stof af van hierdie wêreld, en die stemme van hierdie wêreld, en ek luister na die stem, wat die antwoord is, die deurbraak is, wat my transformasie is. Will I stand at the door of the church and continually knock? If anyone hears my voice and opens the door, hoor die belofte, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. Hoor julle wat Jesus se belofte? Die vraag vanaand is, gaan jy die deur oopmaak, ons Here? Ja, maar ek is 'n kerkmens, ek was elke aand hierdie week in die kerk. Nee. Dit sê nie alles. Die vraag is, het jy elke aand, en het jy vanaand op 'n plek gekom, wat sê, Here, heel week, elke aand hoor ek die geklop, dalk is daar mense wat luister na die video's, elke keer hoor ek 'n geklop, en ek maak die keuse, om die deure oop te maak. Is dit nie 'n gentle God wat ons aanbid nie? Hy kom skop nie deure af en forceer dit oop nie. Hy bly aan, ek hou van wat hierdie vertaling sê, continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. Wat sê Efesiërs 5 vers 14? Wie is die antwoord? Hoe gaan jy ontwaak? Jesus alleen is die een wat jou wakker maak. Jesus alleen is die een wat jou kan transformeer. Maar jy moet hom inlaat. Jy moet hom toelaat. Jy moet saam met hom aan tafel sit. Hy sê, daarom sê ontwaak jy wat slaap. En staan op uit die dode. Ek en jy is nie meer deel van die doderyk nie. Weet jy al, het jy gesterwe, het jy nie, is jy nie dood nie. Want in Christus, as jy gesterwe het, sal jy nooit dood wees nie. Ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode. En Christus sal oor jou skyn. Die wêreld sal hom sien, want hy gaan skyn, want God laat sy aangesig oor my en jou skyn. En dan kom Dawid in die psalms, en hy sê dit so mooi, Psalm 23, en vers 3 sê hy restoreth. Hy verkoop. Daai woord verkoop is 'n Hebreëse woord wat baie wyd is, daar's soveel betekenis as jy hom gaan opsoek. Ek kon nie eens by alles uitkom. Dit is 'n lang lys van verskillende name wat beteken, maar dit praat ook, hy kom, he revives is een van die betekenis. He revives, hy kom maak weer wakker, hy kom verkoop my siel, hy kom maak my sielsmens weer wakker, en hy kom vernuwe dit, en hy kom herleef dit. Hy verkoop my siel. Wanneer gebeur dit? En hy sê vir ons in vers 5, wanneer gebeur dit, wanneer hy ons siel verkoop? Want hier is die uitnodiging, maak die deur oop. En dan kom sê hy vir jou en vir my, u berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. Een vertaling sê, in the presence of my enemies. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van my vyande. U verwelkom my as 'n eregas, deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Ek weet nie wie van julle nie, maar ek is opgewonde oor hierdie belofte, as Jesus saam met jou aan tafel sit. Maar vir 'n oomblik wil ek jou vra, as hy sê, hy berei hierdie tafel, waar berei hy hom voor? Waar berei hy hierdie tafel voor? Dink aan, sien dit. Hy berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. Jy sien, daai feesmaal gaan vir jou vyand sê, maar God is met jou. 'n Feesmaal is iets wat jy vier omdat jy oorwinning gesmaak het. Jy gaan nie 'n feesmaal na 'n nederlaag vier nie. Jy vier 'n feesmaal na oorwinning. Wie is jou oorwinning? Die een wat saam met jou aan tafel sit. Hy is die een wat vir die tafel kom voorberei van oorwinning.
Wat is jou vyand? Ek vra nie wie is jou vyand nie. Ek vra wat is jou vyand? En dis een ding wat deurgestaan het hierdie week wat ons moet oor wakker wees. Jou grootste vyand is die eie ek. Die vleesmens. Wanneer ek aan tafel saam met Jesus gaan sit en berei dit voor my vyande neer, nog vir my voor in die feesmaal en ek vier fees om te sê ek is nie meer 'n slaaf nie. Elkeen van ons sit hier met verskeie vyande in ons lewe. Jy sit dalk vanaand hier met een of ander verslawing. Dalk is pornografie jou grootste vyand. Dalk is mammon jou grootste vyand. Dalk is jou grootste vyand daardie sigarette wat jy sukkel om mee te stop. Daardie grootste vyand is daardie wyn wat jy sukkel om mee op te hou, want dis hierdie goed wat ons lewens kom bind en vashou. Jou grootste vyand is dalk daardie dwelms wat jy nie van kan ontslaa raak nie. Jy sukkel. Dis 'n vyand want enigiets wat jou in slawerny hou is 'n vyand vir jou. Dalk sukkel jy in verhoudings. Jy sit met onmin en onvergifnis in jou hart, dis 'n vyand. En die Here sê my jy moet saam met my aan tafel kom sit want ek berei hierdie maaltyd in die teenwoordigheid van jou vyande sodat jou vyande kan sien. Jy sit saam met my aan die oorwinningstafel. En vanaand gaan ons as 'n profetiese aksie wil ek jou uitnooi. En ons het dit al van tevore gedoen, maar julle weet hoe werk dit. En ons gaan aanbid. Gert, julle kan so lank vorentoe kom, dankie. En ons gaan vanaand tydens die aanbidding, gaan jy kom en jy gaan aan tafel sit saam met Jesus, want hy het vir ons 'n tafel voorberei. Wat natuurlik 'n heilige maaltyd is. 'n Maaltyd waar hy aan tafel is, nie in die hoedanigheid soos ons om as mens hier sal hê, maar hierdie brood verteenwoordig Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Hoekom is hy vir ons gebreek? Vir ons vryheid, vir ons heling, vir ons vernuwing. Jy sien, deur sy dood het hy vir ons wat geskenk? Hy het vir ons wedergeboorte geskenk. In sy dood is daar vir ons die geleentheid gebied om nuwe skepsels te word. Om verander te word, om vernuwe te word. En vanaand, ek weet nie of iemand net vir my 'n mesie kan, iemand was 'n man met 'n knipmes, ek het nou vergeet om die plastiek af te haal voor die tyd. Bring gou vir my. Hy berei vir ons 'n tafel, hy het vir ons 'n tafel voorberei. 'n Feesmaal. Hierdie tafel is 'n feesmaal. Die nagmaal is 'n viering van Jesus se oorwinning. Hy het die vyand uitgeklee, want sy liggaam is nie meer in die graf nie. Die steen is weggerol en toe hulle inkyk, toe sien hulle, het eers gedink hy is gesteel. En dis die storie wat verkoop is aan die mense. Maar hy is nie gesteel nie, kerk. Hy het opgestaan. Hy het oorwin. En weet jy, hy het nie nodig gehad om te oorwin nie. Hy is die seun van God. Maar hy het geweet, jy het oorwinning nodig, soos jy vanaand hier sit. Hy het geweet, jy het 'n deurbraak nodig. Hy het geweet, jy het vryheid nodig. Hy het geweet, jy het vergifnis nodig. Hy het geweet, jy het verandering nodig. En in hom is daar vir ons verandering. En hy nooi jou en hy staan by die deur vanaand en hy klop en hy sê, gaan jy oopmaak en gaan jy saam met my kom sit aan tafel en gaan jy my toelaat om iets nuuts in jou te kom belê. Want dit is my liggaam wat vir jou gebreek was aan daardie kruis. Uitmekaar geruk en geskeur, spykers deur daardie liggaam. Sy hande en sy voete in daardie kruis
Onskuldig. Maar die woord sê, Jesaja, terwille van ons. Terwille van jou oortredinge, terwille van jou vyande in jou lewe. Jy sit vanaand hierso en jy ken jou vyande in jou gedagtes. Daar's daai stryd in jou binneste. En vir te lank het jy die stryd probeer voer met die vlees. Met slim praatjies, met slim boeke. Ek meen, soveel keer gesê hierdie week. Die oplossing, sy naam is Jesus. Sy liggaam was gebreek sodat jy heel gemaak kan word. So vanaand, soos jy sit, is daar 'n oop uitnodiging. Ontwaak jy wat slaap, en laat Christus oor jou skyn. Laat hom in en laat hom toe. En sê, Here, kom verander my. So ons gaan vanaand, terwyl ons aanbid, ek het die woord oorgedra wat ek wil oordra. Die Here wil vir jou kom wakker maak, nie net in jou gees nie, maar ook jou gedagtes, jou denke kom wakker maak. Ekskuus voor hy verlore raak, dankie. En jy moet vanaand hier kom sit. En wanneer jy kom sit, I want you to face your enemy and show your enemy your victory. Want hierdie is jou oorwinning. Hierdie is jou vryheid. Dalk is jou grootste vyand jou krankheid, jou pyne, jou siekte toestand. Jesus was gemartel vir dit ook. En hier lê jou oorwinning, hier lê jou vryheid, maar jy moet luister na die klop. Hoor jy die klop vanaand? Wie hoor die klop van die Here vanaand? Wie sê vanaand, Here, ek wil oopmaak en ek wil saam met U maaltyd hou. So wat ons gaan doen, net om dit prakties te doen, en ons is 'n klompie mense en hier's 'n paar stoele. Hy nooi hom aan tafel met hom te kom sit. En ons gaan net aanbid en vat jou tyd. Kom sit hier, maar moenie te lank sit nie, want ons wil hê dit moet roteer, want almal kan nie op een slag hier, soos 12 stoele, wat nou verteenwoordig die 12 disippels, maar kom vat vir jou 'n oomblik. Breek vir jou 'n stukkie brood, ons begin so op die kante, want dit wat oorbly kan ons na die tyd met botter en jam gebruik sommer. So, vat vir jou 'n stukkie brood, vat vir jou 'n kelkie. En dan praat jy met jou vyande. Waar is daai vyande? Dis nie name van mense nie. Praat met daai vyande hier. Want hy gee wysheid en insig, soos Daniël sê, vir die wat se gedagtes wakker is. En sê, Here, kom maak my gedagtes wakker, sodat my gedagtes belyn kan word met die Heilige Gees wat in my woon. So hê jou oomblik en praat met die Here en bid saam en sê, Here, dankie vir hierdie brood wat U liggaam verteenwoordig. Dankie vir U bloed wat spreek van my vergifnis en genade wat vir my genoeg is vanaand. En dan wanneer jy klaar opstaan, en hier swaak die res van die gemeente en ons bedieningsspan veral. Die Bybel sê dat wanneer ons by mekaar kom, met jy kom met 'n profetiese woord van opbouing, stigting en bemoediging. As iemand hier kom sit, en dan wil ek hê dat jy nie net 'n toeskouer moet wees nie, maar ons gaan almal saam aanbid ook, en Gert gaan ons lei in die aanbidding. Maar vertrou die Here vir 'n woord vir iemand vanaand. En moet nou nie vir elke liewe mens 'n woord gaan gee nie, maar vertrou die Here vir 1 of 2 mense wat jy vanaand net sê, maar, en as dit opbouend is en bemoedigend is dit van die Here af. Maar as dit 'n woord is van doom en gloom en stop, nee, dan is dit nie vanaand die woord van die Here af nie. Want dit wat ons mekaar bring is opbouend en stigting en bemoediging. En al voel jy nie dis 'n woord van die Here af nie, jy wil iemand net komplimenteer en bemoedig. Kom ons wees kerk soos ons bestem is om kerk te wees. En jy beoefen jou gawes, want dis hoe mense 'n profetiese woord begin beoefen. Jy begin komplimente uitdeel. Klink eenvoudig, maar dis hoe die Here met ons werk. En wees net, as jy klaar hier gesit het en opstaan en jy gaan sit, wees 'n Jesus vanaand vir iemand. Eagerly desire the gifts en leef dit uit.
Kan ons dit so doen vanaand? Is julle reg om dit so te doen? Gaan ons mekaar respekteer vanaand hiervoor? En ek vra, moet asseblief nie te lank hier sit en die maaltyd oorneem nie. Almal wil deel hier in die feesmaal. So ons respekteer mekaar en moenie onnodige groot stukke vat nie. Ons respekteer mekaar, maar dit vat jou 'n stukkie brood, breek hom vir jou af en eet. Want in elk geval as hy te groot is, gaan jy te lank hou. Dan kan jy nie lekker bid nie. So vat 'n klein stukkie, want dis net 'n simbool. Maar dis jou oorwinning. Hy staan by die deur en hy klop. He's constantly knocking. Open the doors. Hy gaan sit aan tafel saam met Jesus. So kom ons gaan bid om. Dankie Gert. En soos vanaand spontaan, soos jy vrymoedigheid, stap voor en kom neem vir jou plek in en kom hê 'n maaltyd saam met Jesus. Almal 'n geleentheid gehad. Is dit lekker om saam met Jesus aan tafel te wees? Is dit lekker om jou hart oop te maak en om net in te nooi? Weet jy wat's my die lekkerste? Om af te show voor my vyande. Sien wie's aan my kant. As God vir my is, wie kan teen my staan? I want to rub it in their faces. Okay. Ek hoop jy het jou bekommernisse by die tafel gelos. En ek hoop jy het weggestap met jou oorwinning. Daar's gedagtes wat jou gehinder het te sê maar jy is nie welkom nie. Maar vanaand sê Jesus vir jou. Jy is welkom aan sy tafel net soos hy is. Moenie aan die buitekant staan en net kyk wat gebeur nie. Raak deel van sy plan, raak deel van sy roeping, wat hy vir sy kerk het en wat hy vir jou het in sy kerk. Nie 'n toeskouer wees nie. Wees op die veld, neem deel. Wat jou ster skyn in 'n wêreld wat duister is. Laat God jou karakter bou en gereed maak, die salwing wat op jou lewe het. En lê die hartstogte begeerlikhede van die vlees neer, sodat jy 'n geesvervulde en bevredigende lewe kan lewe in die wil en die plan van God oor jou lewe. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied of 2. En dan moet jy huis toe gaan asseblief, hier's baie brood om te eet. Daar's baie jam en botter daar buite. Moet sê het nogal lekker uitgekom, so ons kan dit nie mors nie asseblief. So dis Vrydag aand ook gelukkig, julle gaan môreoggend eers 11:00 opstaan. So julle kan niemand gaan werk môre nie. Ek gee julle toestem om eers 11:00. Ek sê nie jy gaan 11:00 wakker word nie, my kinders 11:00 opstaan. So O ja, Crossroads. Ekskuus, julle moet na Crossroads kan jy weer 'n tweede slaapie gaan vat. Okay. So kom ons staan saam. En ons aanbid die Here net vir sy grootheid, vir sy groote genade wat met oop arms ons ontvang het vanaand aan sy tafel. En aanvaar die uitnodiging. Moenie net dit wag vir 'n diens nie, maar gaan sit saam met Jesus net daar in jou huis ook aan tafel en sê Here, kan ek en u net 'n bietjie koffie drink en 'n tyd saam spandeer. Want hy staan by die deur en hy klop, constantly knocking. Open and enter in and let him in. Kom ons aanbid hom.